Ja, Here. In die teenwoordigheid voor die wêreld en sy dinge so nietig. Omdat ek staan in die heerlikheid van die Shekinah glorie. Dan is daar niks anders wat saak maak nie. U alleen maak saak. Want U is die bron van lewe. U is die bron van krag. U is die rede vir ons bestaan. En soos wat ons nou in die teenwoordigheid verkeer, wil ons bely van die wêreld. Gee my Jesus. Gee my die koning van die konings. Gee my hom wat sy lewe vir my afgelê het. Gee my Jesus. Dankie dat ons in U rus kan vind vanmôre. Dat ons die vrede van God in ons lewe kan hê. Ons het U waarlik lief. Die laaste man. Ek dink aan daai lied wat ons altyd jare terug gesing het. Jesus is die soetste naam vir my. En sê daarom het ek hom so lief gekry. Want Jesus is die soetste naam vir my. Kan U vanmôre met 'n eerlike hart sê, U het hom meer lief as enige iets anders in die lewe? Amen. Kan U dit waarlik sê vanmôre? Yes. Het jy hom liewer as daai stokperdjie wat jy so 'n jaar lank al vashou? Liewer as enige individu, enige familielid, het jy hom liewer as jou man, jou vrou, jou kinders? Yes. Regtig? Yes. Hoekom het jy hom so lief? Want hy is ons Jesus. Wat het gemaak dat ons so, hoe sê hulle, kop oor voete verlief geraak het op hierdie man wat jy nog nooit gesien het nie? Het jy hom al gesien al? En tog sê julle vir my vandag, julle is verlief op iemand wat jy nog nooit gesien het nie. Yes. Meer as enigiemand. Yes. Amen. Nee, Hendrik. Dit kan, hoekom het jy hom so lief vanmôre? Het jy hom ook liewer as jou vrou? Amen. Weet sy dit? en jy gee glad nie om nie. Hendrik, hoekom het jy hom so lief? Dis wat ek nog nooit sien. Ek sien hom aan ander mense. Ja. Nie vir ander mense. Ja. Wat hy ons gemaak het. Dis sy skep. So jy het hom so lief, want jy is uit hom uit gebore. Jy is sy maaksel. Geskape tot goeie werke. Amen. Christine, hoekom het jy hom so lief? Jy het ook gesê jy het hom liewer. Selfs as hy lekker bord kos wat vir jou wag net nou. Hoekom het jy hom so lief, Christine? So hy is jou krag en jou psalm en hy het jou tot heil geword. Hy is jou God, daarom sal ek in hom roem. Maar nee, hoekom het jy hom so lief vanmôre? Daai is 'n groot ene. Daai is 'n groot ene. Selfs toe ek 'n sondaar was, het hy my lief gehad. Selfs toe hy gekruisig was, toe sê hy, Vader, vergeef hulle. Sy eerste kruiswoord, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy offer vergifnis terwyl hy gemartel word. Yes. Offer hy vergifnis vir daardie selfde marteling. Amen. Hoe kan ek dan nie ook van harte my broeder en my suster vergewe? I forgive because I was forgiven. Yes. So maak seker sommer deur die loop van die diens dat daar geen haatdraanheid in jou hart is. Amen. Voordat ons by die tafel van die Here aansit nie, want ons sit by 'n tafel aan van die Jesus wat vergewe het. Yes. Toe mense hom gehaat het. Hy vergewe terwyl hy gehaat word. Yes. Hy vergewe die geweldenaars. Maak seker dat jou hart skoon is vanmôre. Amen. Amen. Ek het hom so lief wat hy het my eer, ek hou daarvan.
Romeine 5:8, en God het sy liefde tot ons daarin bewys, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Yes, amen. Wat 'n liefde. Ons praat vanmôre oor die opstanding. Yes, En ek wil vanmôre vir u so 'n bietjie vat na 'n geleentheid waar Jesus was tydens die Pasgafees in Jerusalem, en ons gaan na 'n scenario kyk en ons gaan na 'n verklaring kyk wat Jesus gemaak het, wat 'n baie dapper verklaring was. Maar daardie verklaring het wel bevestig dat hy is toe al die tyd die seun van God gewees. Yes. Wil jy nie saam met my op avontuur gaan? Ons gaan daar na die evangelie van Johannes, die 2de hoofstuk. Ek gou hierdie was my pa se Bybel. Ons het so 'n karavaan gehad, so 'n pink karavaan. As op vakansie gaan, as die Bybel op die etenstafel. Jy mag nie eet voordat jy gelees het nie. Elke oggend het ons eers tydens vakansie met my pa hierdie Bybel oopgemaak. Dan het hulle soos hulle gesê het in die ou dae boeke gevat. Ja. Né? En as hy nou klaar gelees het, dan moet almal nou eens ietsie sê. Né? Al weet jy nie wat jy wil sê nie, jy sê iets. En dan bid ons. So hierdie Bybel is baie na my hart. Johannes die 2de hoofstuk vers 19. Jesus antwoord en sê vir hulle: breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en u sal dit in 3 dae oprig. Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gepraat. Net tot sover. My liewe vriende, dis Pasga in Jerusalem. Een van die 7 groot Joodse feeste wat hulle jaarlik hou. Iewers hier in die tyd wat ons nou die Pasga vier. En Jesus het opgegaan na Jerusalem. Terwyl daar op daardie geleentheid duisende der duisende skape, hoenders, bokkies geslag word, soos wat mense van oral oor gekom het, Jode van oral oor gekom het, om hulle offers aan God te bring. Hulle sondoffers, hulle dankoffers, hulle brandoffers, het hulle gebring. En daai Kidron rivier wat daar by Jerusalem verby vloei, was rooi van die bloed van al die offerdiere wat geslag was op daardie dag. Min wetende van die omstanders rondom was Jesus, die paaslam. Die lam wat geslag was vir die sondes van die wêreld, was in hulle midde. En hulle het dit nie eens geweet nie. Hulle vertrou nog op 'n offerdier. Maar ons weet in hierdie dag dat Jesus is eenmaal vir almal geoffer. Ons vertrou nie meer op die bloed van stiere of bokke nie, maar die kosbare bloed van Jesus Christus wat reinig van alle sonde. En by daardie geleentheid stap Jesus daar by die tempel wat Herodes aangebou het, die tempel van Salomo wat Herodes uitgebou het en groter gemaak het. En daardie tempel was al aan die wording gewees vir 46 jaar. Met ander woorde, nog voordat Christus gebore was daar al geherkonstruksieer aan die tempel van Salomo. So u kan self indink hoe groot en hoe omvangryk daardie tempel moes gewees het. En Jesus kom in die tempel, en sy rede vir na die tempel toe gaan was om te gaan aanbid.
Maar wat vind hy toe hy in die tempel kom? Hy vind daar staan tafels op tafels op tafels van handelaars, geldwisselaars wat daar staan, wat mense uitbuit deur buitensporige rentes te vra, want as jy 'n Romeinse geldeenheid in jou sak gehad het, en dit nie aanvaar in die tempel, jy moes jou Romeinse geldeenheid gaan inruil by die tempel vir 'n tempelsikkel, sodat jy die tempelsikkel kan gee as 'n offer aan God, want hulle aanvaar nie Romeinse geld nie. Of as jy 'n offerdier wil gaan koop, dan kon jy 'n offerdier gaan koop het, maar ook teen buitensporige hoë pryse. En so het hulle die mense uitgebuit. En daar was handelaars wat offerdiere verkoop het, en geldwisselaars wat geld gery het vir rentes. En toe Jesus dit sien, toe was hy vertorend gewees om te sien hoe hulle sy vader se huis verander het in 'n handelshuis. Dit was 'n skande in die oë van Jesus Christus dat hulle sy vader se huis gekommersialiseer het. En dink daaroor, sien ons dit nie maar ook vandag nie. Amen. Waar die plekke van samekoms, waar die primêre doelstelling moet wees om aanbidding aan God te bring en jou offers van dank aan hom te bring, dat dit nou verander word in 'n handelshuis, waar ons vir winsgewendheid allerhande produkte verkoop en mense eintlik uitbuit. Dit was 'n skande in die oë van die Here. En as gevolg van dit het Jesus 'n sweep gevleg en touwtjies uit. En toe hy het klaar gevleg het, toe vlieg hy in onder daai klomp handelaars. En hy gooi die tafels van die geldwisselaars om. So by the way, het julle geweet dat dit wil voorkom asof Jesus 2 maal die tempel gereinig het, want hierdie tempelreiniging was aan die begin van sy bediening. Die tweede tempelreiniging was later, net toe hy in Jerusalem ingegaan het op die esel se rug. Hierdie in Johannes 2 was die eerste tempelreiniging. Net so as 'n voetnota. Dis nie dieselfde tempelreiniging as toe hy in die tempel gegaan het. Gaan dink daaroor. Gaan lees dit. En in elk geval, en hy gooi die tafel van die geldwisselaars om en hy dryf die handelaars uit, maar ten aanskoue van al die omstanders, en Jesus se disippels was ook daar. En toe die disippels sien wat Jesus besig is om te doen, toe onthou hulle die profesie, wat gespreek was in Psalm 69 vers 10, waar geprofeteer was aangaande die Messias wat sou kom, dat die ywer vir u huis het my verteer. En toe hulle sien hoe Jesus so invlieg onder daai handelaars, toe onthou hulle, o, dit moet die Messias wees. Daar's die eerste teken. Die eerste teken, hierdie moet die Messias wees, want Psalm 69 het geprofeteer, dat die ywer van die huis het die Messias verteer. En hulle sien, daai Psalm in vervulling kom, reg voor hulle oë. Soos wat Jesus vereis, dat my Vader se huis rein gehou sal word. Jesus vereis reinheid. Dit was by daai geleentheid waar ons sien dat die godsdienstleiers baie ontsteld was oor wat nou hier plaasvind. Hulle was vertorend oor hierdie man wat homself Jesus noem. Wat sommer net hier inkom in die tempel en kom afbreek. Hulle was kwaad. Maar weet jy hoekom was hulle kwaad? Weet jy wat was die hoofrede hoekom hulle so kwaad was? Want hulle was as ware, die tempel godsdienstleiers, was as ware die eienaars van daardie handelsbelange.
Hulle was die topbestuur van dit wat daar plaasvind. En hier word hulle besigheid afgebreek. En hulle was kwaad. Bekkie, hulle was so kwaad. Hulle kom daar by Jesus, hulle sê vir hom, hey, wie gee jou die reg? Wie is jy? Om sommer net hier in te stap. Wie het vir jou die autoriteit gegee? Om sommer net hier te kom afbreek. En hulle eis van hom 'n teken. Moenie net vir ons sê nie, ons soek 'n teken. Wie vir jou die autoriteit gee om sommer te kom doen hier, wat jy nou hier doen. Jy sien, hulle het gehoor, toe Jesus uitroep, my Vader se huis. Julle het van my Vader se huis 'n rowerspieelom gemaak. Hulle hoor hoe hy dit sê. Met ander woorde, hulle sê, o, so jy impliseer dat jy is die seun van God. Want jy praat van, dis jou Vader se huis. Hulle weet wie is die God van die tempel. Hulle aanbid vir Jahwe. En hier kom Jesus en hy sê, dis my Vader. So hulle weet, Jesus, jy impliseer. Jy is die seun van God, want jy sê, dis my Vader se huis. So gee vir ons 'n teken. Jy kan tog nie verwag, ons moet net glo wat jy sê nie. Ons soek bewyse. Show me the proof. Show me the papers. Né? Show me the papers. En dit is toe wat Jesus vir hulle hierdie woorde sê. Woe, hierdie woorde. Man, dit slaan diep as jy die storie ken. Hy sê vir hulle, julle soek bewyse. Ek sê vir julle wat. Breek hierdie tempel af. En in 3 dae sal ek dit oprig. Nou, that's some proof. Dit is nou vir jou 'n bewys, hoor. Nou net gou vinnig, voor ons praat oor wat hulle gedink het Jesus bedoel het hier. Die Jode het 'n gewoonte gehad om altyd te soek vir 'n teken. Vandag is hulle nog so, hulle soek heeltyd vir tekens. Né? Paulus het nogal gesê, daar in Korintiërs 1:22, hy sê die Jode soek altyd 'n teken. En die Grieke, hulle soek altyd vir wysheid. So as jy 'n Jood is, jy soek 'n teken. Grieke, hulle wil net slimmer word. maar dit was die ding van 'n Jood. Hulle soek altyd 'n teken. Nou luister, dis nie noodwendig verkeerd om vir die Here een of ander teken te vra. Wie het al vir die Here 'n teken gevra? Waaragtig? Maar moenie worry, dis nie noodwendig verkeerd nie. Weet jy wat is verkeerd? Is wanneer jou motief verkeerd is. Wat is die rede hoekom jy vra vir 'n teken? Dis baie belangrik. God self het gesê hy sal tekens gee. As jy gaan lees daar in Jesaja 7 vers 14, toe het hy gepraat van, en dit sal die teken wees, die maagd sal swanger word en 'n kind baar. En julle moet hom Immanuel noem. Dit was 'n teken wat God gesê het vir Jesaja om vir die koning te gee, want daar was 'n oorlogstyd gewees. En hy het gesoek vir 'n teken oor wat hy volgende moet doen. En God sê vir hom, gaan sê vir hom, ek gee vir jou 'n teken. Dis hoekom hulle sê dat Jesaja het waarskynlik 'n derde kind gehad, wat hy Immanuel genoem het. En ons praat nie van Ma, Shalal, Hasbaz, en die ander 2 kinders nie. Ons praat van Immanuel. Maar daar's baie profeseë wat dubbelprofeseë is in die Bybel. Met ander woorde, daar kon 'n kind gebore wees in daai tyd, maar ook 'n vooruitskouing van die vervulling van die Immanuel wat sal kom. 'n Dubbelprofeseë, dubbelvervulling. Maar God het gesê, ek sal 'n teken gee. So God gee tekens. En toe Jesus gebore was, in Lukas 2 vers 12, toe die engele aan die herders verskyn, toe sê hulle, en dit sal die teken wees. Julle sal 'n kindjie vind in linne toegedraai. Dit sal die teken wees. Daar in Bethlehem, as julle 'n kindjie vind in 'n krib, in linne toegedraai, weet, dit is die Messias. So God het tekens gegee, reg deur die Bybel. En nou kom hierdie Joodse leiers, en hulle vra weer, okay, nou mag gee ons 'n teken, dat U is wie U sê, dat U is. Hier in Johannes 2 vers 19. Alright? Nou, liewe vriende, ons moet verstaan, ek het net ook gesê dat, jy kan 'n teken vra, maar jou motief moet reg wees.
Hierdie Joodse leiers se motief was nie reg nie. Hulle motief was boos. Want hulle het nie 'n teken gevra omdat hulle werklik wou glo nie. Dis nie dat hulle gesoek het eintlik vir 'n rede om hom wel te glo nie. Nee, hulle het eintlik 'n rede gesoek om met hom te argumenteer en Jesus te diskrediteer en hom uit te wys voor al die volk dat hy's 'n vals profeet. Dat hy nie werklik is nie. So, Jesus het hulle harte geken. Hy het geweet, julle soek nie 'n teken, omdat julle wil weet nie, of omdat julle wil glo nie. Julle soek 'n teken om my eintlik as 'n vals leraar uit te wys. Daarom sien ons dat toe Jesus vir hulle sê, daar sal 'n teken wees, toe verwys hy eers na 'n teken, toe verwys hy na 'n teken wat sal plaasvind na sy dood. Hy gaan nie vir hulle nou 'n teken gee nie. Inteendeel, daar was verskeie geleenthede in die Nuwe Testament waar die Joodse leiers hom vir 'n teken gevra het. En spesifiek, kyk gou, ag Martie, jy is nou daar ook, by Matteus 12. Daar was nog 'n geleentheid waar hulle vir 'n teken gevra het. Matteus 12 vers 39 en 40. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken. En geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag en dit veroordeel. Want hulle het op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. Sjoe! Die manne van Ninive sal in hierdie geslag opstaan. Ja, laat my nogal dink, was dit nie die manne van Ninive wat opgestaan het toe die grafte oopgegaan het? Dis moontlik, né? Maar ons sien hier dat Jesus sê die teken van Jona, dit verwys natuurlik na sy kruisiging en begrafnis. Maar interessant, hy sê 3 dae en 3 nagte. Kom julle agter, jy gaan baie moeilik 3 dae en 3 nagte inpas van Vrydag tot Sondag. Nou gooi ek 'n klip in die bos. Ons moet altyd Goeie Vrydag sien as die dag wat Jesus gekruisig was. Ek het nie nou tyd om daarop in te gaan nie. Maar ons het by die seniors, jy sien, as julle daar by die Vrydag was, die dinge het nie goed verstaan. Maar ons het al lank al die ding uitgemaak, dat Jesus was nie gekruisig op die Vrydag. Ek gooi nie die klip in die bos, hy is eintlik gekruisig op Woensdag. En hy het opgestaan Saterdag aand. Onthou die Joodse kalender, hulle Sabbat begin Saterdag aand 6:00. So Jesus het opgestaan eintlik dit moes tussen 6:00 Saterdag aand en 12:00 gewees het. Dit was die tyd wat opstaan het. So Jesus het eintlik al gisterand opgestaan. Ja. As jy meer wil weet, skakel in by Vrydagoggend. Ja, koslik. So ons sien daar, gee vir hulle dieselfde teken. Hy sê, julle vra vir 'n teken, ek gee vir julle dieselfde teken, die teken van Jona. Daar was nog so 'n geval, gee net nog een geval. Matteus 16, vers 1 tot 4. Elke keer soek die Joodse leiers 'n teken. En Jesus weier om vir hulle enige ander teken te gee. Gee vir hulle dieselfde teken. Kyk gou wat sê. En die Fariseërs en Sadduseërs het nader gekom om hom te versoek. En hulle het gevra om hulle 'n teken uit die hemel te laat sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, in die aand sê julle mooi weer want die lig is rooi. En in die môre storm weer vandag want die lig is donkerrooi. Geveinstes, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei. En kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie? 'n Slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken. En geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona die profeet. Nee, dit is wel vandag. Ja, Matteus 12, Matteus 16, Johannes 2, elke keer as die leiers met die verkeerde motief vra vir 'n teken, sê die Here, ek gaan vir julle geen teken gee nie. Julle sal wel, die dag wanneer ek opstaan uit die dode, dan sal dit vir julle 'n teken wees. Wanneer julle my klaar gekruisig het, wanneer julle my klaar verwerp het, dan sal julle agterkom dat ek was toe waarlik die seun van God gewees. Maar ons gaan sien selfs toe
het hulle probeer om dit weg te redeneer. Kan dit nie glo nie. Nou, broer en suster, hierdie Joodse leiers toe Jesus vir hulle sê hier, in vers 19, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek dit oprig, en onthou, Jesus het al by verskeie geleenthede vir hulle gesê, dit sal die teken wees. Toe dink hulle dat Jesus praat van die tempel van Herodes. Hierdie tempel wat hulle nou al 46 jaar aanbou. En so by the way, nadat Jesus opgestaan het, het hulle omtrent nog 15 jaar gebou. Daar was omtrent 60 jaar aan daai tempel gebou. En toe hulle nou uiteindelik nou naby die einde kom, wat gebeur in 70 na Christus? Toe breek hulle weer die hele tempel af. Wys, jy moenie vir jou skatte op aarde bymekaar maak nie. Aardse goed kom en gaan. 60 jaar bou jy nou vir jou op aan hierdie aftreeplan. En toe kom jy aan taks. Toe kom die Romeine. Toe kom breek alles af wat jy gebou het. Sorry, ek lag met die goeie, want ek het al stories op stories gehoor van mense, hulle het hele lewe lang het hulle nou hierdie neseiertjie, net so dat daai eiers gebreek kan word, wanneer hulle nou, weet, gebeur ons maar altyd goed, maar in elk geval, hulle dog, Jesus praat van die tempel van Salomo, dis hoekom hulle reageer en sê, dan in vers 20, maar 46 jaar, het ons gebou aan hierdie tempel, maar toe hulle so reageer, dan verklaar vers 21 waarvan Jesus eintlik gepraat het, en dit is, hy praat van die tempel van sy liggaam. Met ander woorde, hy verwys na sy liggaam as 'n tempel. Breek hierdie tempel. Nou, as jy na die woorde van Paulus gaan luister, daar in 2 Korintiërs 5, miskien jy is lang net so te blaai, net vers 1. Dan sien ons dat Paulus gebruik dieselfde tipe terminologie van jou liggaam as 'n tent. Maar hoor gou wat sê hy. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Halleluja! So ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, hier op aarde, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Met ander woorde, wat impliseer Paulus hier? Wat hy eintlik sê is dat hierdie wat ek sien, hierdie pragtige beeld wat ek hier sien, dit is nie regtig Grietjie nie. Dis net 'n tent. Ja. Dis net 'n tempel. Die ware Johan en die ware Ronel en die ware jy is eintlik jou geesmens. Hierdie wat ons sien, huisves net eintlik die ware jy. Yes. Ouen, jy's nie regtig so mooi soos wat jy buite lyk. Dis nog mooi. Want God maak net mooi mense. Sommige bietjie mooier as ander, maar God maak net mooi mense. Maar die ware jy is hier binne. Met ander woorde, hierdie dop huisves eintlik die ware ek. Dis wat Paulus impliseer hier in 2 Korintiërs 5. Wat hy ook impliseer is dat hierdie dop gaan nie vir altyd bestaan nie. Want hy sê hierdie tentwoning gaan afgebreek word. So ons gaan nie vir ewig hierdie dop hê nie, Hanu. Ek weet nie of jy bly is oor of hartseer is oor. Maar jy gaan hom nie altyd hê nie, want hy gaan tot stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Maar wat Paulus ook beloof het, dat God het vir ons 'n nuwe liggaam voorberei. Ons het 'n gebou van God, ewig in die hemele. En hoe wonderlik is daardie vooruitsig nie? Ek is lankal, ek begin 'n bietjie moeg geraak vir die ding met al sy skete en pyne en die kinies wat nie wil werk nie en die arm wat nie lekker wil swaai, as ek wil opwarm nie. Jy weet, 'n ou kry mos nou maar die goed, so jy begin bietjie nou sê, luister, dis tyd vir 'n nuwe model. Nee, dis tyd om hom in te ry. Nou ja, mense, goeie nuus, julle gaan nie meer baie lank hoef te wag nie. Ek dink regtig dat die inruildatum is baie naby. Yes. Dat ons hierdie ou trok kan inruil vir 'n nuwer model. Nou dis wat Paulus sê. En dis wat Jesus daar verwys het, is dat die tempel van sy liggaam. Hierdie liggaam gaan vermorsel word. Maar hou maar dop, binne 3 dae rig ek hom op.
Yes. Romeine 8:11. As die gees van hom wat Jesus sê die dode opgewek het in jou woon. Dieselfde gees woon in jou. Met ander woorde, mense, kan jouself dink wat 'n krag tot ons beskikking is. Dis net, ons stel nie daai krag vry nie. Yes. Maar dit is in jou. Dink net as ons toelaat dat God dit deur ons laat vloei. Maar die probleem is, daar is te veel verstoppings, man. Yes. Daai sonde verstoppings, wat verhinder dat die krag van God kan vloei. Weet jy, kan 'n lekker pyp hê wat 'n lekker deurvloei het, maar as daar 'n klomp rommel in die pyp is, dan belemmer dit die vloei. So raak ons slaaf van dit wat skeiding maak tussen jou en God, dit wat jou beroof van jou vrymoedigheid, raak ons slaaf van dit. En daai krag sal al hoe vryliker vloei deur jou lewe. En dit is wat Jesus na verwys. Nou, Jesus het 'n baie besondere verklaring gemaak. Daar in Johannes is dit nou hoofstuk 10, ek hoop ek is reg. Daar in vers 17 en 18. Hoor gou of Jesus daar iets te sê gehad het. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Ja, Jesus sê, ek lê my lewe af. Hy sê, en ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit op te neem. Daai is 'n merkwaardige verklaring. Amen. Imagine ek sê vandag vir julle, hoor hierso, ek lê my lewe af, maar julle sal sien, ek het mag om dit weer op te neem. Julle sal dink, hoor jy man, daai is baie dapper van jou om dit te sê. Ons sal dit nie mag om te sê nie, maar hier staan Jesus en hy verklaar dit voor sy luisteraars. Dis 'n besondere verklaring. Dit is so 'n besondere verklaring, dat as dit nie gebeur nie, wat sê dit dan eintlik van Jesus? Maar hoor jy, jy's mos 'n leraar. Besef u dat op hierdie verklaring wat Jesus maak, ek het mag om my lewe af te lê, en ek het mag om dit op te neem, dat op daardie verklaring berus die hele evangelie. Die juistheid van die evangelie rus op die vervulling van daai verklaring. As Jesus nie uit die dode opgestaan het nie, dan was daar nie iets soos die evangelie nie. Dan was daar nie iets soos my geloof in Christus nie. Dan was daar nie iets soos die kerk nie. Dit sou nie bestaan het as Jesus nie opgestaan het uit die dood. As Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, dan was ons geloofsbelijdenis 'n klug. Absolute klug. Maar Jesus gee hierdie teken, en hy het vir die Joodse leiers het gesê, en hy sê dit vir almal wat na hom geluister het, dat hierdie tempel, ek het mag om dit neer te lê, en ek het mag om dit op te neem, en die teken sal wees, wanneer ek hierdie tempel weer oprig. Dan sal dit vir julle teken wees, wat sal bekragtig, dat ek waaragtig die Seun van God is. Woe! Kyk gou, Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. En dan lees jy vir ons net die eerste 4 verse, en dan ook vers 13 tot 19. Kom ons laat die skrif net praat. Hoor net gou, hoeveel klem gelê word, hoe die evangelie in verhouding staan met die opstanding van Christus. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, dat ek aan julle verkondig het, dat julle ook aangeneem het waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daarop vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet vergeefs geglo het. Dat in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. En dan vers 13 tot 19. As daar dan geen opstanding van die dode is, dan is Christus ook nie opgewek. En as Christus nie opgewek is, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof.
Miskien kan u self dit verder gaan lees gerus tot by vers 19, maar kan u sien die geweldige premie wat geplaas word op die opstanding van Christus. Hy sê, as Christus nie opgewek was nie, dan is my prediking te vergeefs. En te vergeefs jou geloof. Ons kan maar hier uitstap, ons kan nou die diens afsluit. En ons kan hier uitbeweeg. En ons kan die kerkdeur maar sluit, want ons is eintlik besig hier met toneelspeel. Ons is besig met te leer. As Christus nie opgewek is. Ja, broer en suster, as Christus nie opgewek is, dan was daar nie iets soos verlossing van sonde. En daar was nie iets soos die ewige lewe. Want dan was die dood nie oorwin. Kan nie, dink net oor die implikasie van hierdie een gebeurtenis, die opstanding van Christus. Maar ek is hier om vanmôre vir u goeie nuus te bring. En dit is dat Jesus Christus is opgewek. Amen. Hy het waarlik opgestaan. Yes. En ten spyte van al die wonderwerke wat Jesus gedoen het, toe hy nog op aarde was, en die Joodse leiers het gesien, dit wat hy doen. Hulle was van tyd tot tyd verslaan oor sy leer. Ek onthou van 'n geval wat hulle Jesus in 'n hoek wou dryf oor 'n owerspelige vrou en sê die wet sê sy moet gestenig word, maar wat sê u? En daar staan die tempelpriester met die grootste klip in sy hand, reg om hierdie vrou nou dood te gooi. Hulle soek net, Here, sê die Bybel dit of nie? Sulke mense moet gestenig word. Maar wat hulle nie geweet het nie, is hy praat met die gewer van die wet. Amen. Julle dink, julle kan Jesus in 'n hoek dryf oor die wet. Hy het die wet geskryf, man. Hoe gaan julle die gewer van die wet, die skrywer van die wet, in 'n hoek dryf? Julle almal ken die storie. Maar hulle was verslae oor Jesus se reaksie. Soveel so, dat die man met die grootste klip in sy hand, moes sy klip laat val en sê, "Oei, Here, my vrou wag al lankal vir my, ek weet 'n reis kry." Broer en suster, Here Jesus het opgestaan. En ten spyte van alles wat hy gedoen het, wat gedien het as tekens vir die wat hom aanskou, dat hy die seun van God was, het hulle nog steeds nie geglo nie. Maar hierdie teken van sy opstanding het Jesus vir hulle gegee, sodat daar geen manier is dat hulle hierdie teken kan wegredeneer nie. Hulle het sy ander tekens weggeredeneer. Weet jy hoe mense vandag nog die goed wat Jesus genoem het wegredeneer? Hulle sal tot wegredeneer die 5 brode en 2 visse wat Jesus vermeerder het. Weet julle wat sê mense? Maar julle weet wat sê mense vandag? Dat nee, dis geen wonderwerkie, dit maak heeltemal sin eintlik. Daar's geen bonatuurlike werk aan. Hulle onthou die mense het mos sulke klere gedra met sulke moue wat so hang. Né? En wat die gewoonte was dat hulle baie keer daar goed weggesteek in die mou, soos wat vrouens vandag goed oral wegsteek. Het hulle moue gebruik. Hulle het hulle moue gebruik om goed weg te steek, veral voedselvoorraad. As hulle op reis gaan, dan druk hulle dit in die mou en hulle vou die mou toe, dan is daar nou brood of iets daar binne. Né? Hy voer iets in die mou. Ja, hulle voer iets in die mou. Hulle voer iets in die mou. Letterlik. Dis eintlik ek dink waar dit vandaan kom. Hulle voer iets in die mou. Dis waar dit vandaan kom. Né? En dan, want hulle wil dit mos nou nie deel nie, want jy het net genoeg vir jouself, en as jy nou op 'n stil plekjie is, dan maak jy nie mou oop en eet nie kos. So wat hulle sê wat gebeur het by die brode en die visse is, die mense, die skare, het almal hierdie klere aangehad en dan hulle die kos daar weggesteek in. En toe Jesus nou vir die brood en die vis bid en hy het uitdeel, en hulle sien toe hoe Jesus nou eintlik sy kos deel met ander. Toe raak het hulle so dat hulle sê nee, ons moet ook mededeel saam wees. Toe maak almal nou hulle moue oop en almal deel toe nou hulle kos, en daar was toe nou genoeg dat hulle nog 'n paar mandjies kan opdeel. Sien julle hoe probeer hulle die juistheid van Jesus Christus en die tekens wat hy gedoen het wegredeneer? En die Joodse leiers het dit ook gedoen dat hy Jesus wat op die water geloop het,
Hulle sê, nee man, hy het op die water geloop nie man. Hulle sê die disippels, omdat die storm so rof was hulle heel gedisoriënteer, want hulle was so paniekbevang, as jy paniekbevang raak, dan dink jy sien goed, wat nie regtig so is nie. Nee? Hulle sê, Jesus het eintlik langs die strand geloop. Maar dit het vir hulle gelyk, asof hy op die water loop, in hy paniek oomblik. Maar eintlik was hulle amper op pad om skipbreuk te lei op die strand. So naby was hulle aan die strand. En hulle dit nou verwar met Jesus op die water. So probeer hulle elke wonderwerk wat Jesus gedoen het, wegredeneer. Maar hierdie ene, die opstanding, hoe redeneer jy dit weg? Sê jy vir my, hoe redeneer jy dit weg? As dit dan so is. Jy sien, hier is die vraag. Hier is die vraag. Michael, het Jesus waarlik opgestaan uit die dood? Dis die vraag wat vandag nog gevra word, Johan. En daar is net een van twee antwoorde. Jy kan nie as jy, die antwoord is ja, of die antwoord is nee. Wie sê nee? Wie sê ja? Why do you say it? Ek soek bewyse. Moet ek net vir jou glo omdat jy so oulik lyk? Of omdat jy 'n morele mooi lewe leef? Moet ek jou net glo omdat jy 'n voorbeeldige mens is? I am looking for proof. En dis wat die wêreld van ons vra. The question is, do we have proof? Mense gaan nie glo omdat jy sê wel, jy weet mos wie ek is, ek sal nie vir jou lieg nie. Hoe weet jy lieg vir jouself nie? Hulle soek proef. So daar is net een van twee antwoorde. Jy sien daar twee stories uitgehardloop. Toe Jesus opgestaan het uit die dood. Die een stories was deur die Joodse leiers verkondig. Wat het hulle gesê? Hulle het gesê, nee, Jesus het nie opgestaan uit die dood nie. Sy liggaam was gesteel. Sy liggaam was gesteel deur sy eie disippels, iewers in die nag, toe die soldate wat die graf moes oppas, aan die slaap geval het. Nou jy ken van aan die slaap val. Ja, nee, ek het nou die dag toe ry, ek sien ek man die ding se ligte, die kar ligte brand, maar daar is iemand in die kar, maar daar die liggies is af. Ja, ek sê, so dit raak moeilik in die aand. Dit as die voeltjies fluit en jy het sagte musiek aan. Dit is moeilik. En so, hulle sê dat die soldate het moeg geraak. Ag, Anu, ons is familie man. Alles is ja, en nou die soldate aan die slaap geval, is laat in die nag, en toe die disippels gekom, en hulle die liggaam gesteel. Hulle het iewers gaan berg, en ons weet nie waar nie. So hulle het die storie versprei, maar hulle het geweet dat hulle lieg. Hulle weet is nie die waarheid nie, maar hulle weier om te glo dat Jesus opgestaan het. En hulle wil asseblief tog nie dat hierdie storie oor die dorp gaan, dat hy was toe nog altyd die Messias nie, want hoe gaan dit terugreflekteer op hulle? Wat hom laat doodmaak het. So hulle versprei die storie. Dit was die een storie. Jesus se liggaam is gesteel. Maar dan het jy die disippels en meer as 500 andere wat die teendeel sê en sê, nee, Jesus het opgestaan en ons weet dit, want hy het aan ons verskyn. En dis nie aan een of twee mense nie, hy het aan oor die 500 mense, gaan lees Korintiërs, verskyn oor 'n tydperk van 40 dae oor in verskeie omstandighede en verskeie geleenthede het aan hulle verskyn. Hulle almal getuig, we saw him. Nou as net aan een of twee verskyn, dan kom hulle sê, nee, hulle het gehallusineer. Luister, hoe kan 500 mense almal lieg dat hulle Jesus gesien het en dat hulle gehallusineer het? Hulle het nie gehallusineer nie. Jesus het geweet dat al hierdie stories gaan oor hom versprei word, daarom het hy aan soveel mense verskyn. Almal kan tog nie verkeerd wees. En dit is gedokumenteer. So broer en suster, hier is twee stories. Net een van die twee kan waar wees. Of die Joodse leiers se storie, of die storie van die 500. Wat die een is waar? Wat die een is waar? Kyk gou wat, oh man, die goed maak my excited. Kyk gou wat sê Lukas.
Maar nie in Lukas nie. Onthou, Lukas het 2 boeke geskryf. Wat is die ander boek? Dankie Humbert, Handelinge. So ons lees gou Handelinge, die eerste hoofstuk. En kyk, en onthou, Lukas was nie 'n Jood nie. Lukas was 'n nie-Jood. Hy was 'n geneesheer. Maar Paulus het vir Lukas saamgevat op sy sendingreise. Jy sien, want Paulus lyk net so 'n bietjie van 'n probleem gehad met seesiekte. En hy het dan 'n geneesheer naby hom wat hom so 'n bietjie kan help, want hy was baie op seereise gewees. En hierdie Lukas, onthou, het gedokumenteer. Hy het notas gemaak soos wat hulle beweeg het, want onthou, Lukas het mos briewe geskryf vir 'n man met die naam van hooggeagte Theophilus. Jy sien, Theophilus was heel waarskynlik iemand wat tot Paulus se verdediging sou opgetree het, want Paulus sou voor die Romeinse hof verskyn om sy saak te verdedig. En Theophilus was heel waarskynlik sy verdedigings prokureur gewees. Maar Lukas het vir Theophilus bygestaan in die insameling van inligting. Alright, so oral waar Paulus gegaan het Lukas saamgegaan, en daar waar Paulus vertoef het Lukas die tyd gebruik om met ooggetuies te praat en inligting in te samel. En hoor wat sê Lukas met betrekking tot al die inligting wat hy ingesamel het. Handelinge 1 vers 3. Van wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Ja, so hy sê daar was, Lukas het hierdie getuies ingehoor en sê, luister, hy het met baie getuies gepraat en daar was baie kentekens en die bewyse toon almal dieselfde, almal spreek dieselfde storie en dit is, Jesus het aan my verskyn oor 'n tydperk van 40 dae het hy aan ons verskyn. So Lukas sê, mense, die bewyse is oorweldigend. Daar's te veel mense wat getuig dat Jesus het aan hulle verskyn. En ek dien die bewyse in as proefskrifte dat Jesus het waarlik opgestaan uit die dode. En onthou, hierdie getuies wat hy gesien het, was almal ooggetuies. Dis nie derdehandse getuies nie. Dis nie van hoor sê nie. Dis almal mense wat sê, I saw him personally. En hierdie mense, teenoor wie hy gaan inligting insamel het, was morele, waardige mense. Hulle het 'n sterk morele karakter gehad. Dis mense wat nie sommer net sal lieg nie. Mense wat 'n morele standaard leef. Riekie, jy gaan tog nie net vir my lieg. Want jou hart sal jou veroordeel. Dan die Betty, gaan jy vir my lieg? So jy het vir my nog beskuit gemaak, né? Dit is die Betty, ek spot sommer. Omdat ons van morele karakter is, lieg ons nie vir mekaar nie. En hierdie mense het 'n sterk morele karakter gehad. Hoekom sal hulle lieg as hulle nie Jesus gesien het uit die dode opstaan? So aan die een kant het jy hierdie mense gehad wat almal dieselfde storie vertel. Aan die ander kant sit jy met die Sadduseërs wat hierdie storie versprei van sy liggaam is gesteel. Nou vra ek vir julle, hierdie Sadduseërs, nommer 1, hulle het 'n baie bedenklike karakter gehad. Want hierdie Sadduseërs het nie geglo in die opstanding uit die dode nie. And that's very sad, you see. See, that's what the Sadducees was. Because they couldn't see far. Die Fariseërs het wel geglo in die opstanding uit die dode. That's why they called far I see. Dis wat ek altyd onthou. Far I see, Farisees, hulle glo in die opstanding, maar die Sadducees are very sad, you see. Want hulle glo nie in die opstanding. So hulle het nie geglo in die opstanding nie, so hulle het 'n rede gesoek om te sê, dit kan nie gebeur nie. Hulle het bedenklike karakters gehad, want hulle was die mense wat hierdie tempelhandel gedryf het. Maar hulle wil hê ons moet hulle storie glo. As hulle storie waar was, vra ek vir u, as jy weet hierdie storie, kan baie mense mislei. Hoekom sal ek dan nie al die mense by mekaar op wat ek kan kry, en ek begin 'n soektog na hierdie liggaam wat nou so verdwyn het. Het moet iewers in Jerusalem wees, dit is nie so 'n groot stad. Want dit is nog die ou stad van Dawid daai tyd. Né? Dit is met baie uitgebrei vandag. Sit 'n soektog aan die gang. Kry 'n klomp manne, kry die Romeinse leermag, man, gaan soek die liggaam. Daar was nie geen poging aangewend deur die leiers van daai tyd om die liggaam te gaan soek. Is dit nie interessant? Geen soektog.
Because they knew they were lying. There is no body. There's no body. Because there's no body. Nee? Jy het die goed vloei vandag. Maar dis hoekom hulle eers soek nog nie. En tweedens, as die disippels gejok het, ons weet toch dat die disippels was een na die ander uitgemoor as gevolg van hierdie getuienis dat Jesus opgestaan het uit die dode. Nou as hulle geweet het dat hulle lieg, dink jy nie dat een van die disippels, soos wat hulle uitgemoor word, en as hulle sê, okay, sorry, ons het gejok, is nie nodig om ons allemaal nog verder uit te moor nie. Wie sal doodgaan vir 'n leuen? Wie sal sy lewe afgee as jy weet jy lieg? Immers, tussen daai 12, of selfs van die ander 500, wat dalk ook hulle lewens as martelare afgeleid. Sou nie iewers op gaan sê, asseblief ons hou net op, ons het gelieg, kom ek voice vir julle, waar is die liggaam? Why not? Because there was no body. Because there was no body. Hulle kon dit nie gaan uitwys nie, want daar was nie 'n liggaam om uit te wys nie. So maak my maar dood. En ek doen dit met blydskap. Want ek weet my verlosser leef. Yes, amen. So ek vra jy, wie gaan ons glo? Die storie van die Joodse leiers, of die storie wat nie 'n storie is nie, dis 'n waarheid. Wat die disippels gesê het, ons het hom gesien. Ek kies om die storie te glo, wat die disippels verkondig het. Amen! Amen. Nou broer en suster, die bewyse is oorweldigend. Ons kan heeldag praat oor bewyse. Johan, ek weet, jy kan tot môre ons besig hou oor bewyse dat Jesus opgestaan het. Ek sê, hy kan nie wag om eintlik nog verder, ons gaan nou vir jou kans gee. Jy moet so lank net jou feite agter mekaar gee. Maar ons gaan bewyse gee vandag. Luister, die bewyse is oorweldigend, maar tog wil mense nie glo nie. Kry jy glo, want mense wil nie glo Jesus het opgestaan uit die dood nie. Hulle wil nie eers die moeite doen om die feite te gaan naspeur nie. Maar weet jy hoekom? Dit gaan nie oor omdat daar nie voldoende bewyse is nie. Mense besluit vandag, ons wil nie glo. Yes. En weet jy hoekom wil hulle nie glo nie? Want hulle is gemaklik in hulle leefstyl. Jy sê die oomblik as ons moet die bewyse naspeur en die bewyse wys dat Jesus het waarlik opgestaan uit die dood. Wat is die gevolg? Dan moet ons erken, wel, dan was hy waarlik die seun van God. Ja. En as hy waarlik die seun van God is, dan is die volgende gevolgtrekking, alwel, dan beteken dit dat alles wat hy gesê het, is die waarheid. En wat het Jesus gesê? Hy het gesê, verlang, dat as ons hom volg, dat ons die vlees en die begeerlikhede van die vlees sal neerlê. Dat ons nie meer gedryf sal word deur die welluste van ons vlees nie. Onreinheid, ongebondenheid, egbreek, hoerery, welluste, dronkenskap, brassery, al hierdie dergelike dinge. Soos wat ek vir julle voorheen gesê het, as jy hierdie dinge doen, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. So, dan beteken dit dat hierdie goed is alles waar. So wat is nou makliker? Om net te sê, I don't believe. Want dan kan ek aangaan met my lewe, soos dit is. En dis eintlik, diep hier binne, is dit die hoofrede, hoekom mense nie glo. Sê maar daar nie genoeg bewyse is nie, maar hulle wil hulle lewe verander. En ek sluit nou, maar nou wil ek vra, hoeveel van die mense hier kan vandag getuig dat my lewe was getransformeer? Daar's 'n suster wat kan praat van 'n getransformeerde lewe. Hoor jy, ek dank God nou nog vir dit wat hy... Ek toe Johan nou die dag sê, luister, jy hoor nie van sulke getuienisse, want as jy eens een keer in daai leefstyl is, jy kom nie daar uit nie. Mense, ons sit vandag met 'n lewende getuie, dat daar is geen verslawing te sterk. Die bloed van Jesus, dit nie kan breek. Amen. En ek gaan nie sy gaan eendag nog self haar getuig, sy het nog gesê, sy sal eendag self kom getuig. Maar ek wil net sê, ons sit
met 'n getransformeerde lewe, nie net met een nie. Gaan ek vra, hoeveel mense sit hier vandag, wat kan sê, omdat ek geglo het, in 'n Jesus wat gesterwe het, begrawe is en opgestaan het uit die dode, is my lewe ook getransformeer. Is daar getransformeerde lewens? Omdat julle geglo het? Yes. En daar buite loop miljoene mense rond, wat se lewens getransformeer is, omdat hulle geglo het in die opstand van Jesus Christus. Broer en suster, ek is hier om vandag vir u die waarheid te gee, en die waarheid is, Jesus het opgestaan. Yes. En wanneer jy dit glo, en hom bely, Yes, amen. wanneer jy Jesus met jou mond bely, dan is dit wat jy bely. Ek bely dat Jesus Christus gesterf het, begrawe is, en na 3 dae was hy opgewek uit die dode. Wanneer jy dit bely, dan transformeer hy jou. Wanneer dit uit die hart uitkom, en jou lewe vir die eerste keer maak sin. Want 'n lewe sonder Christus maak nie sin nie. Yes. Dis leeg. Yes. Dis onvervuld. Maar Christus gee my lewe sin. Yes. En wanneer ek dit bely, oh my, die volgende ding wat gebeur is, daai ou las wat ek gedra het van sonde, dit val af. En ek dra nie meer aan daai sonde skuld nie, want Christus is ook my verlos. Yes. 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Yes. So of jy nou wil glo daarin of nie, I'm here to tell you, Jesus rose. Yes, he did. En hy het na 40 dae opgevaar na sy Vader, waar hy vandag sit aan die regterhand van God. Yes. En hy het vir ons nog 'n belofte gegee, het gesê, en wanneer ek klaar is om julle wonings te bou, kom ek terug, en ek sal julle kom haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. En dit beteken dat wanneer ek glo in die opstanding van Christus, is daar nog iets wat gebeur, en dit is, ons het 'n lewende hoop, Yes. dat hy gaan terugkeer, om vir jou te kom haal, sodat jy kan wees waar hy is. Dus jy moet te werk, om die waarheid te glo. Amen. Amen. Amen.